Wie was Jan van Riebeeck en hoekom leer ons van hom? Baie lank gelede, toe daar nog geen motors, telefone of internet was nie, het mense oor oseane gevaar op groot skepe van hout. Hulle het nuwe plekke ontdek, gesoek na vars kos en water en probeer om handel te dryf met mense reg oor die wêreld. Een van daardie mense was Jan van Riebeeck. In 1652 het hy aan die suidpunt van Afrika aangekom. Sy opdrag: bou 'n plek waar skepe kon rus, eet en herstel voordat hulle weer die lang pad na die ooste aanpak. Maar die verhaal van Jan van Riebeeck is nie net die storie van 'n enkele man nie. Dis die storie van 'n wêreld wat verander het. Mense wat gekom en gegaan het. Diere, berge en wind en mense wat reeds hier gewoon het. Lank voor Jan se skepe gesien is. Hier gaan jy leer oor Jan, sy planne, sy foute, sy suksesse en die mense rondom hom. Nie om hom net te prys nie, maar om nuuskierig, regverdig en wys te wees. Want die geskiedenis is soos 'n legkaart en jy, wat nou hierna luister, is besig om die stukkies bymekaar te sit. Wie was Jan van Riebeeck? Baie lank gelede, in die jaar 1619, is 'n seentjie met die naam Jan in Nederland gebore. Hy het groot geword in 'n wêreld van seevaarders, windmolens en handelskepe. Soos baie ander mense in sy land, het hy later gaan werk vir 'n groot handelsmaatskappy, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie. Jan was slim en nuuskierig. Hy het eers as skeepsdokter gewerk en later as 'n helper op skepe. Hy het al oor baie oseane gereis en ander lande besoek. Maar toe die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie iemand soek om na die Kaap van Goeie Hoop te gaan, om daar 'n plek te begin waar skepe kos en vars water kon kry, het Jan gesê: "Ek sal gaan." In daardie tyd het skepe van Nederland na die ooste gereis, plekke soos Indië, Sri Lanka en Indonesië. Dit was 'n baie lang reis en die skepe het ergens nodig gehad om te stop. Die Kaap was 'n goeie plek met water, diere, plante en beskerming teen die wind. So het Jan van Riebeeck en sy span mense op 6 April 1652 in Tafelbaai aangekom. Hulle het van die skip Dromedaris afgestap. Nat van die seespatsels en moeg van die lang reis, maar vol planne. Hulle het nie dadelik huise of winkels gehad nie. Hulle moes begin bou. Van niets af. Jan was die leier van hierdie groep en hy het probeer sorg dat almal hard werk, gesond bly en vriendelik is teenoor die mense wat reeds daar gebly het. Maar hierdie is nog maar die begin van sy storie. Waarom het Jan van Riebeeck na die Kaap gekom? Die mense van Europa het in die 1600s baie met ander lande handel gedryf. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie was een van die grootste maatskappye in daardie tyd. Hulle het speserye, sy, tee en ander goedere vanaf die ooste na Europa gebring en terug. Maar die reis was baie lank en gevaarlik. Tussen Nederland en die ooste was daar nie veel plekke waar skepe kon stop om vars water, groente of vleis te kry nie. Baie matrose het siek geword of selfs gesterf op die lang seereise. Die mense het iets nodig gehad wat vitamiene bevat. En dis hoekom groente en vrugte so belangrik was. Die Kaap van Goeie Hoop was ideaal. Daar was vars water, wilde diere, goeie grond om groente te plant. En dit was 'n veilige hawe. Jan van Riebeeck het die opdrag gekry om daar 'n halfwegstasie te bou, 'n plek waar skepe kon stop, kos koop. Siek matrose kon herstel en weer vars voorraad kon kry. Maar Jan het nie net winkels opgerig nie. Hy het begin om tuine aan te lê, vee aan te hou en selfs om handel te dryf met die Khoi en San mense. Hierdie mense het al baie lank in die Kaap gewoon. Aanvanklik het hulle ruilhandel gedoen, beesvleis en melk vir eystergoedere en krale geruil. Jan moes baie probleme oplos. Siektes, onweer, wilde diere en soms misverstande tussen sy mense en die Khoi. Maar hy het volgehou, want hy het geweet, as hierdie plek slaag, gaan dit skepe en mense red. So het die Kaap 'n belangrike stasie geword en Jan die man wat alles moes aan die gang hou. Die eerste dae aan die Kaap. Toe Jan van Riebeeck en sy mense in April 1652 aan die Kaap aankom, was alles wild en ongerep. Daar was geen huise, paaie of tuine nie. Net berge, wind, see en baie werk wat moes begin.
Jan en sy span het eers 'n fort begin bou van hout en grond, iets wat hulle sou beskerm teen wilde diere en moontlike aanvalle. Die fort het 'n vlagpaal gehad waar die Nederlandse vlag gewaai het. Jan het in sy dagboek geskryf hoe sterk die wind waai en hoe moeilik dit was om iets te bou sonder klaarmaakmateriaal. Daarna het hulle begin om tuine aan te lê. Hulle het sade van Europa gebring. Wortels, eie, koriander, boontjies en kool. Almal moes saamwerk. Party het geplant, party het water gedra, ander het vure gemaak om kos te kook. Dit was harde werk, maar elke klein stukkie groente was belangrik. Die Khoi mense het hulle kom besoek. Aanvanklik was dit vriendelik. Hulle het diere gebring om te ruil vir krale, koper of speeltjies. Maar later was daar misverstande. Die Nederlanders het begin om die land te gebruik asof dit hulle sin was. En die Khoi het gevoel hulle word weggestoot van hul weiding. Die werk was moeilik. Dit reën soms baie en baie mense het siektes gekry soos skeerbuik, omdat daar nie altyd genoeg vars kos was nie. Maar Jan het aanhou skryf in sy dagboek en planne gemaak om die nedersetting sterker te bou. So het die eerste eenvoudige dorp aan die suidpunt van Afrika begin. Met swaar werk, verwondering aan 'n nuwe wêreld en die eerste voetstappe van iets wat baie groot sou word. Nuwe mense, nuwe probleme. Naarmate die nedersetting aan die Kaap begin groei het meer skepe van Nederland daar begin aankom. Party het net gestop om water en kos op te laai, maar ander het mense gebring wat sou bly. Jan van Riebeeck het gou besef, hulle het meer mense nodig om die grond te bewerk en die nedersetting uit te brei. Daarom het hy planne gemaak om vryburgers toe te laat, mense wat nie meer vir die kompanjie werk nie, maar hul eie stukkie grond kon hê. Sommige matrose en soldate het dus besluit om boere te word. Hulle het plase begin oprig aan die Liesbeekrivier en begin graan en groente plant. Maar dit het ook beteken dat die Khoi se beeste en weidingsgrond in die pad gaan kom. Die Khoi het beswaar aangeteken. Hulle het gesê die land was hulle land lank voor die skepe gekom het. Daar het botsings begin ontstaan tussen die nuwe boere en die plaaslike mense. Soms was daar rusies en selfs gevegte. Jan van Riebeeck het probeer om reëls neer te lê, maar hy het dikwels die kant van die Nederlanders gekies. Hy het mure laat bou en soldate gestuur om die boere te beskerm. Intussen het meer plante gegroei, meer diere is aangehou en meer geboue is opgerig. Daar was nou huise, 'n kerk, 'n meel en selfs 'n hospitaal. Maar daar was ook hartseer en pyn. Party mense het siek geword, ander het terugverlang na Europa. En baie van die Khoi het gevoel hulle word nie gerespekteer nie. Jan het alles in sy dagboek neergeskryf. Hy het geweet hierdie plek sou nie meer dieselfde wees nie. Die Kaap was besig om te verander vir altyd. Jan sê totsiens aan die Kaap. Na 10 jaar aan die Kaap van Goeie Hoop, het Jan van Riebeeck geweet dit was tyd om aan te beweeg. Die nedersetting was nou goed gevestig. Die tuine het gegroei, skepe het gereeld gekom en gegaan, en baie van die planne wat hy gemaak het werklikheid geword. Maar Jan het ook gesien dat nie alles maklik was nie. Die verhouding met die Khoi was gespanne en baie van die soldate en boere was soms ontevreden of moeg. Daar was drome van goud en rykdom, maar baie het net hard gewerk vir 'n eenvoudige lewe. In 1662 het die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie vir Jan 'n nuwe pos gegee. Hy moes nou gaan werk as kommandeer in Batavia, vandag bekend as Jakarta in Indonesië. Dis was 'n groot eer. Die Kaapse mense, die wat saam met hom gekom het en die wat hy hier ontmoet het vir hom totsiens gesê en voorspoed gewens. Sommige het gehuil. Selfs die kinders wat hy leer ken het vir hom geskenkies gegee. Vars vrugte, eenvoudige tekeninge en briewe. Jan het op die skip gestaan, sy hoed in die hand en nog een laaste keer teruggekyk na die Tafelberg. Hier begin iets groots, het hy fluisterend gesê. En toe vaar hy weg. Maar sy voetspore, sy keuses en die begin van wat later Suid-Afrika sou word, het agtergebly.
Wat het na Jan gebeur? Nadat Jan van Riebeeck die Kaap verlaat het, het ander mense sy werk oorgeneem. Sommige het verder uitgebrei, ander het nuwe planne gemaak. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie het besluit dat die Kaap 'n belangrike plek moet bly. As stopplek, as boerderygebied en as 'n plek vir Europese mense om te vestig. Meer skepe het gekom. Meer mense het gebly. En die wêreld aan die voet van Tafelberg het verander. Sommige mense het hulle eie boerderye begin, hulle is die vryburgers genoem. Dit beteken hulle het nie meer vir die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie gewerk nie, maar op hul eie geboer. Hulle het vingerstokke geplant, koring gesaai en beeste aangehou. Maar nie almal was gelukkig nie. Die Khoikhoi, wat al lank voor Jan daar gewoon het gesien hoe hul grond geneem word. Daar was botsings, misverstande en hartseer. Baie van hulle het hul lewenswyse verloor en moes probeer aanpas by 'n nuwe wêreld wat oor hulle besluit is. Die Kaap het 'n plek van menging geword van tale, mense, kosse en idees. En alhoewel baie dinge mooi gegroei het, was daar ook dinge wat pyn veroorsaak het. Maar een ding is seker, die dag toe Jan aan wal gestap het die geskiedenis van Suid-Afrika 'n nuwe hoofstuk begin. Soos jy dalk gewonder het. Jan van Riebeeck was nie alleen aan die Kaap nie. Sy vrou, Maria de la Vieillerie, het saam met hom hierheen gekom. Sy was dapper en slim en het gehelp met die aanlê van die tuine en die versorging van mense. Sy het 'n belangrike vrou geword in die klein nedersetting. Jan en Maria het 8 kinders gehad, maar die meeste is jonk oorlede. Net een seun, Abraham van Riebeeck, het groot geword en later self 'n belangrike leier geword in die Ooste. In 1662, na 10 jaar aan die Kaap, is Jan aangestel as kommandeur van Batavia. Vandag bekend as Jakarta in Indonesië. Hy het daar gewerk tot sy afsterwe. Jan het nooit weer na die Kaap teruggekeer nie. Maar sy spore, sy besluite en die begin wat hy gemaak het 'n blywende merk gelaat. Hy sterf op die ouderdom van 57 op 18 Januarie 1677. Suid-Afrika se geskiedenis het daar begin verander. En nou weet jy nie net wie Jan was nie, maar ook hoe sy storie ons wêreld begin vorm het.